saamgebring het, kan dit oopmaak saam met my in Handelinge 1. Vanaf vers 8 tot en met vers 11. Acts 1 verses 8 to 11. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien weggevaar het. Dit was Hemelvaartdag, ek dink Woensdag of Donderdag, 14de. Maar ek wil vanmôre, as ek 'n titel vir my woord kan gee, wil ek vanmôre die titel maak, die hemelvaart was tot ons voordeel. Die hemelvaart wat plaasgevind het, was tot my en jou as kind van God se voordeel gewees. Weet, ek wil hê jy moet jouself indink, die geestesoog oopmaak. Hier staan die disippels, nadat Jesus in die woestyn was, en het hulle met mekaar gekry met hulle gepraat. Hier staan hulle almal, en hy het vir hulle gesê, in 2 verskillende plekke, dat hy gaan weggaan, en hy gaan na sy Vader toe gaan. Nou staan hulle daar om hom, en hulle praat met hom, en gesels met hom, en skielik, kom die wolk, en hy vat die Here in die hemel op. Dink dit, hy moes hulle gedink het. Wat gebeur nou? Hier verdwyn ons leermeester, hier word ons herder, hier word ons hulp, hier word ons zaligmaker, van ons al weggeneem in die hemel op. Wat gebeur nou? Maar ek wil vir weer sê, 2 keer voordat hy opgeneem is, het hy aan die disippels gesê, dat ek gaan weggaan. Eerst Johannes 14 vers 1 tot 4 sê, laat julle harte ontstel word nie. Glo in God en glo in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Die Here het hulle gewaarsku dat hy gaan, om 'n plek voor te berei, sodat hy vir my en jou, toe hy gesterf het, en het opgevaar, het hy vir ons 'n plek aan die Vader se voete gaan voorberei, sodat as hy weer kom, om ons te kom haal, ons kan saam met hom gaan, en aan die regterkant, en aan die voete van die Vader saam met hom sit. Hy het beloof vir ons, sy woord. Hy het vir die disippels gesê, maar nog steeds, toe hy opgeneem was, het hulle gewonder, wat gaan nou aan? Hoekom gebeur dit? Hoekom word ons meester, ons leermeester en ons Vader van ons af weggeneem? En hulle het nie gedink en geluister toe die Here vir hulle gesê het, hy gaan kom nie. Ander een is in Johannes 16 vers 7 wat sê, maar ek sal julle die waarheid, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Halleluja, jy moet mooi luister. Dit was vir hulle voordelig dat Jesus weggegaan het. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. As Jesus nie opgevaar het nie, en die disippels dit nie aanskou het nie, en sou die Heilige Gees nie later teruggekom met aarde toe, om ons te vul, en ons te lei, en ons te leer nie.
Omdat hy opgevaar het, kon hy die Heilige Gees vir ons stuur. Ek kan nie met vanmôre aan die hemelvaart dink, as 'n pluspunt vir ons. Dit was 'n plus, toe die Here opgeneem is in die hemel. Want as hy nie gegaan het nie, sou ons nie die trooster, die Heilige Gees kon gekry het, om ons te kom lei nie. Dan sou ons nie kon gevul word met die Heilige Gees, soos wat die Here vir ons sê in sy woord, en julle sal tale praat. En die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal in tale praat. Halleluja. Ek wil jy moet oproep vanmôre, in jou geestesoog. Kyk, dink bietjie, hoe moes die disippels gevoel het? Toe die Here opgeneem is, hier voor hulle oë. Hoe moes hulle gevoel het? Dink bietjie, wat het hulle ervaar? Kan jy jouself indink? Dit moes 'n baie rowwe dag gewees het, vir die disippels. Dit moes woes gewees het. Wil jy jouself indink, hier staan jy en jou 12 vriende, en praat. En skielik kom daar 'n wolk en hy vat een van jou beste vriende weg. Hoe sou jy gevoel het? Ek glo dat die disippels verward was. Maar hy het hulle gewaarsku dat hy gaan weggaan. Hy sê vir ons, hy gaan opgaan om vir ons 'n plek voor te berei. As hy nie gegaan het nie, en hy het op aarde gebly, sou ek en u, wat kinders van God genoem is, self kinders van God doen, en wat die woord kinders van God genoem is, nie eendag sou kon opgegaan het na die Vader toe, om aan die regterkant van die stoel te gaan sit saam met hom nie. Ek wil vanmôre ietsie sê, maar jy moet verskoon, jy moet mooi dink vanmôre. Toe die Here op die aarde was, het hy mense uit die dood het opgewek. Amen. Hy het siekes gesond gemaak. Hy het krepeles laat loop. Hy het mense tot bekering gebring. Nou wat ek vanmôre vir jou vra, wat is die groter, as om 'n dooie op te wek? Toe. Vra die vraag weer, wat is groter, as om 'n dooie op te wek? Mense is nie baie lief om oor te preek nie. Maar vir my is dit, om jou siel en jou hart aan God te gee by die voedingsbank, is vir my 'n groter wonderwerk, as om 'n dooie op te wek. Ons preek nie meer oor die voedingsbanke nie. Daar word nie meer baie gepreek oor mense wat hulle siel vir God moet kom gee, en moet kom bely nie. Maar ons preek oor baie ander dinge. Ons tyd geword dat die kerke weer terugkeer en begin preek oor die duiwels, oor die jou sondes, en dat God jou sondes moet red. Buiten dat God vir ons gesterf het, en buiten dat hy gesê het, hy kom terug om ons te kom haal, wil ek vanmôre vir jou sê, het hy ook die dood, die graf en die hel oorwin. Hy opgevaar het. Hy laaste woorde aan die kruis toe gesê, tetelestai, dit is volbring, het hy gesê, toe al, dat dit sy laaste tyd op aarde is. Maar die disippels het dit nie so gesien nie. Dis toe hy al gesê het op die kruis, dis my laaste op aarde. Halleluja. 1 Timoteus 3 vers 26 sê vir ons, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan die engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, en is opgeneem in heerlikheid.
Halleluja. Toe hy op aarde was, het die Here baie wonderwerke gedoen. Amen. Toe word hy opgeneem. Maar hy het vir sy disippels gesê, ek stuur vir julle 'n trooster, sodat julle meer dinge kan doen as wat ek gedoen het. God kon net 'n sekere hoeveelheid aantal, luister mooi, net 'n sekere hoeveelheid aantal wonderwerke en goed verrig het. Want hy kon nie op daardie stadium toe hy mens was, op al die plekke beskikbaar gewees het nie. Amen. Kan jy as persoon op 3 verskillende plekke wees? Nee, jy kan nie. Maar toe hy opvaar en vir sy disippels sê, ek sal vir julle 'n trooster stuur, sodat julle meer kan doen as wat ek gedoen het God gesê, disippels, kinders van God, wat vandag op die aarde is, ek gee my Heilige Gees, stort op oor julle uit, dat julle gevul sal word, dat julle kan doen, dit wat ek gedoen het, en nog vele male meer, as wat ek gedoen het. Dit is vanmôre ons eie toefou, of wat ons doen, wat ons beperk, om te doen wat God vir ons gesê het om te doen. Hy het vir ons opgevaar, en hy het vir ons die Heilige Gees trooster gestuur. En hy het vir ons gesê, doen meer as wat ek gedoen het. Doen meer as wat ek gedoen het. As jy as kind van God, die Heilige Gees in jou het, kan jy meer doen. Kan jy meer dinge vir God doen. Kan jy meer uitgaan en God se woord gaan verkondig. En gaan verkondig dat hy het opgevaar hy lewe. Maar hy gaan terugkom om die wat ons kinders van hom is, te kom haal. Dat ons saam met hom eendag in die hemel kan wees. En saam met hom aan die voete van die Vader kan sit. Maar ek glo nie toe die Here vir hulle gesê, die disippels, dat hy gaan opgaan, het hulle werklik, wat die woord, in hulle gedagte ingesny nie. Dit het nie daar vasgesteek nie. Want hy was toch, toe hy vir hulle gesê het hy nog aangegaan, tot en met sy kruisiging. So hulle het hom nog elke dag gesien. Hulle het nog baie met hom gedeel. Hulle het nog baie met hom gepraat. Maar toe hy opgevaar het, toe besef die disippels, dat dit is nou verby. God se werk op aarde is klaar. Maar hy gaan vir ons 'n trooster stuur, wat ons as disippels gaan toelaat, om dit te doen wat hy gedoen het, en nog meer te kan doen. Johannes 4 vers 34 sê vir ons, en Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom, wat my gestuur het, om sy werk te volbring. Dit was die wil van God. Dis hoekom hy opgevaar het. En sy wil was gewees om die voeding aan die voete van Jesus te ontvang. Om te ontvang dit wat hy nagelaat het, toe hy aarde toe gekom het, 'n mens geword het, om te sterf vir die mense se sondes. Johannes 17 vers 4 sê vir ons, ek het u verheerlik op aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Hy het vir sy Vader gesê, Pa, dit wat jy my gestuur het om te doen, is nou verby, ek het dit gedoen. Ek het gedoen wat jy my gevra het om te doen. Nou wil vanmôre, kind van God, vra jouself af, die vraag vanmôre, doen jy wat God vir jou gevra het om te doen? Hy het gesê, hy sal jou die Heilige Gees stuur, sodat jy kan doen dit wat hy gedoen het, en nog meer. So ek vra vanmôre, doen jy wat God vir jou gevra het om te kom doen? Of los ons dit vir die pastore, en vir die kerkhoofde? Woord sê vir my, elkeen van ons het 'n plig. Nie net pastoor se plig of die kerkorde nie. Dis elke kind van God se plig,
om te doen wat God gedoen het en nog meer. Hy sê vir ons ook, in Johannes 17 vers 5, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die verheerliking, met die heerlikheid, wat ek by u gehad het, voordat ek wêreld was. Hy het 'n verheerlikte liggaam gehad. Hy was die seun van God. Hy het alles gehad wat hy wou gehad het. Hy het alles gehad wat hy gegee het om te hê. Maar toe die wêreld in sonde val, het hy vir sy Vader gesê, die Vader moet nie die wêreld weer uitwis nie. Stuur my na die aarde toe, sodat ek kan afgaan en die mense kan gaan help en gaan leer wat om te doen, om kinders van God te word, om gered te kan word, om eendag as ons doodgaan in die hemel te kan opgaan na die Vader toe. Hy het by sy Vader gepleit om nie die wêreld te vernietig nie. Hy het vir sy Vader mooi gevra, ek kan myself insing, my geestes was so 'n voorbeeld, met sy pa se voete toe, en met sy pa sê, Vader, asseblief, laat my toe, om aarde toe te gaan, om mens te word, dat ek die wêreld daar buitekant kan gaan leer, wat daar gedoen moet word. Halleluja. Maar God het gekom aan die einde van sy tydperk op aarde, by opgeneem is in die hemele. Dit was die einde van sy bestaan op aarde. Maar ons kan die Here vanmôre dankie sê, dat hy gedoen het wat hy gesê het. Toe hy vir hulle sê, as ek opgaan, sal ek vir julle die Trooster stuur. Ons kan die Here net dankie sê vir die Heilige Gees, wat hy vir ons gestuur het, die Trooster, om ons te vul, en ons op te tel, en ons gedagtes skoon te maak, en vir ons te kan sê, julle moet julle siele red, tot bekering kom, maak seker jou siel is gered, so die dag as ek terugkom, laat ek jou kan saamneem na my Vader toe, so die plek wat ek vir jou gaan voorberei het. Woord sê vir ons daar, in die woning van my Vader is daar baie wonings. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Nou probeer die mense op Facebook en op YouTube bepaal, hoeveel wonings is daar werklik in die hemel? Good luck to them. Hulle gaan weet nie. Maar God het, vir Jesus het gesê, daar is baie wonings in die huis van my Vader. Nou een dag is vir die Here soos 1000 jaar. Amen. 1 uur is vir God soos 1000 jaar. 1 minuut is vir God soos 1000 jaar. So baie wonings beteken vir my, dat daar baie plek is, vir die mense wat werklik wil hemel toe gaan. As jy regtig werklik wil, gaan daar vir jou plek wees. Maar dan moet jy lewe soos wat God wil hê jy moet lewe, om die hemel te kan maak. Toe hy vir ons gesê het, julle sal groter dinge doen, as wat ek gedoen het. Wat het hy werklik vir ons gesê? Enigiemand. Toe die Here vir ons gesê het, en julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Wat beteken dit vir jou as kind van God? Wat beteken dit? Beter en groter dinge, en meer dinge. Nou vra ek jou. Nou vra ek die vraag. Gebeur dit vandag? Ek dink ons is almal skuldig. Ek as pastoor in Kleis. Geen nie om wat 'n pastoor dit is nie. Ons is almal skuldig. Maar God het vir ons 'n belofte gelos. By sy disippels toe hy opgevaar het. En hy het nog daarin in sy woord, het hy gesê, as ek 'n belofte gemaak het, gaan ek dit verbreek nie. Hy het nog nooit een van sy beloftes wat hy vir ons in die woord gegee het God verbreek nie. Nou waarom sou die Here die belofte wat ek glo
opgevaar in die grootste belofte was. Ek sal vir julle die Heilige Gees trooster stuur, sodat julle kan doen dit wat ek gedoen het, en nog meer. Dis 'n belofte wat hy vir ons gegee het. Hy het mag in ons hande gesit, as ons gevul is met die Heilige Gees. Maar ons as kinders van God, wil nie die mag gebruik nie. Ons is skaam om die mag te gebruik. Ons wil nie hê, dat die mense daar buitekant moet werklik sien, dat ons kinders van God is nie. Want hulle gaan ons begin spot, en hulle gaan ons begin verkeneer, en ons as mense, kan dit nie aanvaar nie. Maar ek sê vanmorgen vir jou, met die Heilige Gees in jou liggaam, kan hulle maar spot, kan hulle jou maar verkeneer, maar die dag, as Jesus gaan kom op die wolke, wie dan klaar is, gaan dan saam. As jy nie klaar is, en nie gered is nie, gaan jy agterbly. Daar was 'n doel gewees, om op te gaan. Hy het 'n doel gehad om klaar te maak op aarde. Ek wil vanmorgen vir jou as kind van God vra. Glo jy in die wegraak? Glo jy dat Christus opgevaar het? Glo jy dat hy vir ons 'n belofte gegee het en gesê het, ek stuur vir julle die Heilige Gees, sodat julle kan doen dit wat ek gedoen het, en nog meer? Glo jy dit vanmorgen? Wil ek vanmorgen vir jou vra. Sluit af. As jy voel dat jy nie reg is nie, en dat jy die belofte wat God vir jou gegee het, nie gevat het, en dit gebruik nie, wil ek vanmorgen vir jou vra, staan net op in jou voete. As jy pastoor, ek wil graag hê, die Here moet die Heilige Gees, wat hy vir my gestuur het, deur my laat werk. Want die Here het, toe hy dit soos hy die apostels gesê het, vir ons, het hy vir ons die mag gegee, om dit te kan doen. Nou as jy vanmorgen voel, pastoor, ek is nog nie reg nie. Ek het nie die Heilige Gees wat die Here vir my gegee het, gebruik ek nie ten volle, soos wat hy gevra het, ek moet dit gebruik nie. Wil ek net vir jou staan vanmorgen, staan dit op jou voete. Steek jou hande vanmorgen op en sê, Here, ek wil oorgee vanmorgen. Here, ek wil vra dat die Heilige Gees weer oor my sal van vooraf uitstort. Here, maar ek wil vanmorgen jou belofte vat, wat jy gegee het, en dat die trooster wat jy gaan stuur, het vir ons vanmorgen gebruik, tot as uiterste toe. Here, soos nog nooit van tevore nie. Here, van ons wil ook as kinders van U doen wat U gedoen het. En ons wil nog meer doen, Here. Ons wil op die hande op die siekes lê. Ons wil op die hande op die dooies lê. Ons wil op die hande op die kleuteres lê. Here, sodat hulle gesond kan word en dat hulle kan genesing kan ontvang. Halleluja. Dit is vanmorgen so belangrik, dat ons die Heilige Gees aan ons midde moet hê. En ons as persoon. Ons kan doen dit wat God wil hê ons moet doen. Want toe hy opgevaar het ons die mag gekry om dit te doen. Toe ons hart en siel aan God gegee het ons die krag en die mag gekry om dit te kan doen. Maar ons val party daar. En ons raak agter. Want ons is te bang vir die wêreld daar buitekant, dat die wêreld gaan sien, dat ek is 'n kind van God. Ons is te bang, dat die mense moet sien, dat ons lewe vir Christus. Ons is te bang, en die kerke raak te bang, dat die mense moet sien, dat God werk nog in daai kerk. Dit gebeur. Tale en uitleg van tale word doodgesmeer. Handes op die siekes lê, en mense salf word doodgesmeer. Jy mag nie meer in tale praat, of profesie bring van die kerke nie. Dit word toegesmeer. Ek wil vanmorgen vra, Here, ek wil voorstaan vanmorgen. Ek wil eers sê, Here, die Heilige Gees, trooster wat U vir ons gestuur het, wil ek vanmorgen vat, Here. En ek wil vra dat U my salwing sal versterk.
Here, dat ek die Gees wat U in my gaan sterker plaas, Here, sal gebruik om die handes op die siekes te lê, Here, die handes op die dooies te lê, die handes op die krepenes te lê, Here, sodat ons bid, Here, om mense te siele tot red, Here, dat U vir ons die krag sal gee, dat as ons hulle bid, Here, hulle die Gees sal ontvang, hulle in tale sal spreek, Here, en dat hulle sal sê, Vader, ek gee my hande en my lewe in U oor vanmôre. Here, ons vra dit nie vanmôre ons verdien nie, maar ons sê vir U dankie en uit genade uit. Amen en amen. Ek wil hier met die hoofde gesluit hou.